Toe ek 'n kind was, 5 jaar oud, het ons in Malalaan gebly. So terloops, goeiemôre julle. Het ek hierdie pragtige potjie gewen by 'n trombola tafel. Snaaks is die enigste ding van my kinderjare wat ek nog het. En nou die dag toe stamp ek hom per ongeluk om en toe breek hy. En ek wil graag bietjie vanmôre met julle daaroor praat. As iets breek, as iets stikkend raak, as 'n ou se hart stikkend raak, as jy besef maar I'm not the same anymore. Die potjie is nie meer dieselfde nie. Was my eie skuld, die potjie wat gebreek het. Ek het hom per ongeluk toe ek my raak reg pak. En toe hy so in 1000 stukke val, en ek is nou besig om hom te probeer heel maak, toe besef ek net, is dit nie die lewe nie. Partykeer deur jou eie te doen, partykeer, meeste van die kere deur almal iemand anders se te doen, kry ons seer, breek ons, raak ons stikkend. Word ons harte in 1000 stukke gebreek. Ek weet nie waar jy presies vanmôre is nie, maar ek weet, elkeen van julle het julle stukkie stikkend. Jou stukkie seer wat jy met jou moet saamdra. En toe die potjie omval, toe dit nogal 'n effek op my gehad. Dit is so asof ietsie van my kinderlewe half tot niet gegaan het. En toe onthou ek sommer al die ander stikkend in my lewe. En dit gebeur dikwels. Ons leef in 'n wêreld waarin goed gebreek word en mense gebreek word. Dit is nie lekker nie. En weet julle, my eerste ding wat ek gedoen het toe hy breek is, ek vat hom toe en ek pak hom in 'n bakkie en ek steek hom weg. En ek haal hom uit my oog uit en ek sit hom daar in my kas en ek sê, okay, hy is nou maar stikkend, ek gaan my nie veel meer aan hom steur nie. Maar kort het my gedagtes tog teruggegaan daarna. En dis wat ons baie keer doen is, wanneer ons gebreek word, of wanneer ons stikkend is, ons maak asof dit nie gebeur het nie. Ons skuif dit uit ons oog uit. Ons sit dit op 'n plek waar ons nie die hele tyd daaraan vaskyk nie. En ons moet nie dit doen nie. Ons moet eintlik dit voor ons neersit. Want as 'n ou in die woord gaan lees, is dit eintlik so wonderlik. Die Here weet van stikkende harte. Die Here weet van gebreekte mense. Dis hoekom hy na hierdie wêreld toe gekom het. Dis waarvoor die krag van sy kruis was, is om stikkend weer heel te maak. Maar in Psalm staan dit so pragtig. Wanneer mense roep om hulp, hoor die Here. Psalm 34 vers 18 en 19. Uit al hulle moeilikhede red hy hulle. Die Here is naby die wat hartseer is. Hy help hulle wat geestelik stikkend is. En weet julle, toe ek hierdie gedeelte weer lees en die Here herinner my daaraan dat ek ook maar soos hierdie ou potjie is. Ons is maar so spotte. Paulus skryf daaroor, wat maklik breek en uitmekaar uitval. Toe besef ek net, daar kom 'n tyd wat 'n mens weer die potjie moet heel maak. Jy kan dit nie self doen nie. Hierdie een probeer ek nou self aan mekaar las en julle sal sien, ek is amper daar. Ek gaan nooit weer dieselfde wees nie, maar ek besef net, ons moet toelaat dat God ons weer heel maak. Ons moet die geleentheid gee dat die Gees van God in ons kan werk en stikkend weer heel maak. Want as ons so stikkend deur die wêreld gaan, dan maak ons ander mense stikkend.
En wanneer ons aanhou klou aan ons minderwaardigheid en ons angs en ons vrees en ons hartseer, dan het dit 'n effek op wie ons is en op ons doel in hierdie wêreld. Dis hoekom Christus na hierdie wêreld toe gekom het, liewe boeties en sissies, is to heal us, om ons te genees, om die seer weg te vat, om ons weer mens te maak. Dit help nie jy gaan steek dit weg nie, dit help nie jy praat nie daaroor nie, dit help nie jy sê, wel ek wil niks van my kinderjare weet, of ek wil niks weet van daar kom nie, dis 'n blank, sê baie mense vir my. Hulle wil net nie daaraan dink nie, want dit herinner hulle. Maar die oomblik wanneer jy dit doen, kan daar nie genesing plaasvind. Ek moes die potjie gaan uithaal het. Ek moes hom voor my neerpak, al die ou stukkies. En ek moes vir myself sê, okay, it's time to mend. En so is dit met kinders van die Here. Paulus skryf daarvoor in Romeine, sê hy hier in Romeine 8, hy sê, wanneer jy God toelaat in hierdie genesingsproses, dan sal alles vir jou ten goeie meewerk. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie. En weet julle, dit bring my by die laaste ding wat ek vanmôre vir julle wil sê, is jy gaan nooit weer dieselfde wees nie. As julle nou mooi na die ou potjie kyk, dan sien julle sien, die merkies bly daar. Hy begin heel word, maar daar bly altyd 'n merkie. Die merkie op jou siel, die merkie op jou hart, die merkie op jou menswees, die bly daar. Die potjie kan nooit weer wees soos hy was nie, maar hy kan anders weer waarde hê. En so is dit met God ook. As jy hom toelaat om jou te genees, om die stukkend weer reg te maak, die krag van die kruis en van die gees van God in jou lewe toelaat, dan gaan jy anders heel wees. Niet heel wees. Jy gaan weer waarde hê. En ek weet nie kom skop ons so daarteen nie. Kom is dit so moeilik van ons om baie keer sê, Here, maar hier is my ou stukkende hart. Laat dit jou voel, jy minderwaardig voel, ek weet nie, maar ons God se krag is so dat hy selfs 'n ou stukkende erdepot, ons is maar erdepotte, al die stukkies kan by mekaar sit. Hy kan ons heel maak. Ek groet julle vanmôre in sy wonderlike naam. Amen.